Goeiedag, al die dierbares, dat ek vandag weer met u kan praat. Baie dankie vir die voorreg. Ek wil vir u sê, dit is nie altyd maklik om oor die dinge te praat nie. Het is nie altyd maklik om direk teen die Satan te praat nie, want hy is die teestander van elke gelowige. En hy is die basiese vyand wat teen ons staan, waaroor ons oorwinning moet kry. En ek kan vir u sê, die groot saak van geestelike oorlogvoering gaan uiteindelik om die Kanaan, die skadubeeld van die geestesoorwinningswêreld wat God vir ons gee, om dit in besit te kan neem. Om werklik waar 'n kind van die Here te wees, wat nie deur die vyand gebind word nie, wat nie deur die vyand regeer word nie, wat nie deur die vyand rondgestuur word en heen en weer gepluk en geruk word nie, maar om Kanaan, die geestesryk, die koninkryk van God in besit te kan neem. Jesus sê in Johannes 3, sê vir Nicodemus, jy kan nie die koninkryk van God sien of ingaan as jy nie wedergebore is nie. Dis die begin van jou nuwe lewe, wedergeboorte. Maar dan, om die land wat God ons gee, die geestesryk wat God vir ons gee, in besit te neem, is die grootste werk. En die eerste linie van ons geveg gaan dus werklik waar oor ons eie oorwinnings, wat ons moet behaal. Daar's ander gevegte in die geesteswêreld wat ons na tyd moet kry. Weet ons kry baie keer mense wat probleme het. Ek het die jaar wat ek in die bediening is, vir baie mense moes bid wat gebind was deur 'n duiwel. Baie mense wat selfs Satan besete met die gees van die Satan wat sy lewe so besit geneem het, dat hy sy hele gees oorgeneem het en hulle wreedste, die lelikste goed gedoen op aandrang van daardie gees van die vyand wat in hulle lewe kom regeer het. En dit het baie keer ure se gebed gevat en amper bloed sweet om daai mense vry te kry, want hulle het ergens in die lewe 'n fout gemaak wat 'n deur oopmaak vir die vyand, nou kom hy in. En as iemand met daai probleem sit, dat hy 'n gees van die duiwel het wat sy lewe regeer van binnekant van sy gees af, dan kan iemand van buitekant af moet hom help. Selfs jy nie maklik oorwinning kry oor dit nie. Jy moet iemand kry wat die gesag het wat Jesus ons gee om daardie goed te bestraf. Nou voordat ons kan gaan na die gevegte en die magte en die bose geeste wat Efesiërs 6 ons van leer, moet ons eers 'n bietjie kyk na wat se vestings daar reeds in die menslike en vleeslike natuur is om te oorwin. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek wil vandag weer vir u sê, ons pad met die Here is 'n pad van wakker wees, 'n pad van nie rustend en slapend wees. Die kind van God kan nie vir 'n oomblik verslap nie. Want die oomblik wat jy verslap, tree agteruit. In die ou Afrikaanse Pinksterkerke het dit genoem terugval. Nou daar is soveel mense wat vandag, en ek wil eendag 'n program daaroor maak, oor die Facebook, oor die restaurasie. As ek dit kan regkry om al die mense wat net in pad, net van Witbank, ek kan nie eens van die ander plekke praat nie, net in Witbank, die plekke wat ek te onmense gesien het, en selfs Middelburg wat ek baie beter bekend mee was. Mense wat op 'n tyd in die kerk aktief was, wat vandag by die huis sit, nie noodwendig heeltemal teruggeval het, nie die Here dien nie, maar is nie meer aktief in die werk van God nie. As ek daardie mense aan by mekaar kan kry, net vir 'n dag, ergens op een of ander stadium, ek sê moet 'n groot plek kry, want daar's baie mense wat in daai toestand sit, wat ergens langs die pad die geveg verloor het teen homself. Want die grootste vesting wat in 'n mens se lewe kan wees, is die ek, die vleeslike natuur. I, me and myself. Dis nou soos die Engelse term dit noem. Kom ek wys julle 'n besondere skrif wat vir ons baie dinge kan duidelik maak. Rigters, 3de hoofstuk, vers 1 tot 3. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel. Net dat die geslagte van die kinders van Israel kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie.
Daar's nasies wat die Here toegelaat het om in Kanaan agter te bly. Hoekom? Wou die Here dit maar daarvan het ook dieselfde land Kanaan gee. Hy het dit daar agterbly met die doel om die volk van die Here op die proef te stel. God kan vandag 'n woord spreek. En daar sal nie een duiwel wees nie, nie een bose gees wees nie, geen demoniese mag nie, niks nie. God is by magte om dit te doen. Maar weet jy, dan word ons bedorwe kinders van die Here. Jy waardeer nie wat jy in besit geneem het nie. Jy waardeer nie enige oorwinnings wat jy behaal het nie. Jy waardeer nie niks nie. Als ons brengt soos 'n babatjie, soos 'n bedorwe kind, kry alles wat jy wil hê, dis maar net daar. Maar as ons self oorwinnings kan behaal, dan bid vir jou meer waarde as daar enige ander iets in die lewe 'n waarde het. Dis waarom God toelaat. Want weet jy, God laat die vorste toe. Hoor wat sê die 5 vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en Sidoniërs en Jewiete wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon af tot by die ingang van Hamat, wat toegelaat het om in Kanaan te bly. Hulle daar gebly. Sodat die mense kon kies, wil hulle God gehoorsaam wees of wil hulle al onderwerp aan die Filistyne. Dieselfde met ons. Ons het 'n keuse. Wil ek regtig die Here dien? Of wil ek die oorwinnaar wees? Dis 'n keuse, want as iemand kies om God te dien, dis wat God soek. Hy gee vir ons 'n keuse, dat jy nie kan sê, ek wil nie regtig die Here dien nie, maar ek het nie 'n keuse nie, ek moet nou maar die Here dien. Niemand moet die Here dien nie. Dit is jou keuse om dit te doen. En om daardie keuse te kan maak, is een van die grootste gevegte wat die vyand met jou gaan aangaan. Die dag as jy miskien luister na iemand wat die evangelie van Jesus Christus verkondig. En jy sit en luister en jy sê vir jouself, moet ek daaraan gehoorsaam wees? Moet ek dit doen? Dink jy dis reg dat ek nou, dan sê vir jou, ja maar onthou, as jy nou jou hart aan die Here gee, soos hulle vir jou sê, dan kan jy nie meer gaan rook nie, jy kan nie meer gaan dobbel nie, jy kan nie meer vloek nie, jy kan nie meer gaan rondkuier by ander dametjies nie, jy kan nie meer steel nie, jy kan nie meer geld jag nie, al die goed, man, dis 'n vervelige lewe, dis 'n vervelige lewe, bly weg daar man, dan sê jy, ja nee, ek stem, ek sal later, as ek oud geword het, want ek nie meer die plesier kan najag nie, dan sal ek, dis een van die grootste planne van die vyand, om jou weg te net van die begin af om te sê, ek wil die Here dien. Maar God laat daai goed toe, sodat ek kan weet, as iemand sê, ek maak 'n keuse, ek wil die Here dien, dis 'n geestelike oorlogvoering teen al die magte van die vyand, en teen jou eie wil, jou eie begeertes, en jou eie belange. Is 'n oorlog om te wen, net om te begin. Weet jy, toe die volk van die Here in Kanaan instap, toe moes die priesters die ark dra, en dan stap hulle voete in die Jordaan insit, toe dam die Jordaan op, sê die woord, tot by die stad Adam. En toe die Jordaan opdam, en die pad droog word, kon die hele volk deurstap, en in die middel van die Jordaan het dit 12 klippe gepak, as 'n gedenkteken, en ook aan die ander kant van die Jordaan, as 'n gedenkteken, die dag toe God vir ons die Jordaan opgedroog het, dat ons kan deurstap. Wat ek vandag vir u sê, die dag as iemand sy hart aan die Here gee, is die grootste oorwinning van sy hele lewe, maar dis nie die einde van die geveg nie, dis die begin van die geveg. En ek wil vir u sê, God laat toe, dat sekere goed in die lewe by jou bly. Nou kan ek net vinnig vir u, as gaan by die volgende aanbieding bietjie meer daaroor praat, maar net vinnig vir u noem, en dan moet ek volgende aanbieding daarmee aangaan. Die 5 vorste van die Filistyne, is ook 'n skadubeeld van iets, wat ek en u moet hê. So byvoorbeeld, die 5 vorste van die Filistyne, die woord van God praat van die helm van verlossing. Wat hou dit in? Die 5 sintuie van die mens. Jou sig, jou gehoor, jou reuk, jou gevoel en jou smaak. Daai 5 vorste is die grootste vyande in enige persoon se lewe om in verhouding tot God te kom. Jy kan verkeerde goed kyk, luister na ongeregtigheid, en die reuk kan jou verlei, die gevoel wat jy kry vir iemand wat jy nie mag hê nie, kan jou verlei, en die smaak. O mense,
Hulle sê, dat dan niks lekkerder as jy 'n warm dag gehad het, en jy kom vanaand by die huis na 'n harde dag, en jy kan lekker ijskoue bier drink, daai smaak. Dis een van die vorste van die vyand, wat in jou lewe is. Daardie 5 sintuie, jou sig, jou gehoor, jou reuk, jou gevoel, en jou smaak. Dis net nou, sluit nou af, by die volgende aanbieding, gaan ek bietjie meer met u praat, oor daardie 5 vorste, wat in die land Kanaan vir ons lê en wag. Baie dankie, die Here seën u.